Goeienaand, broeders en susters. Baie welkom by vanaand se erediens. Mag elkeen van ons deur die Here se woord versterk word in ons geloof in hom. En mag ons almal baie naby aan hom lewe. Daar is net een afkondiging. Die kollektes onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir Expando. Dit gaan oor die uitdra van die evangelie na buite. Kom ons bely ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskep het, en wat getrou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk, van God ons Vader, en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 33 vers 2 en 5. Die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u, dat u uself in die woord aan ons bekend gemaak het as almagtige God, wat die hemel en die aarde geskep het, en wat dit steeds onderhou, in so 'n mate, dat niks in u skepping en in die geskiedenis, en in die lewe van elke mens gebeur, as u dit nie presies so bepaal het in u raadsplan nie. Ons aanbid u as die enigste ware God. Dit gee vir ons groot vrede en vreugde, dat u ons Vader is wat vir ons sorg. Ja, u sorg so vir ons, dat ons niks kort kom nie. Ons dank u, dat ons ook oor niks hoef te bekommer nie. Omdat ons lewe, elkeen van ons persoonlik, veilig in u almagtige hande is. Ons bid dat u met elkeen van ons sal wees. U ken al ons behoeftes beter as wat ons dit self ken. Wees in die besonder met almal wat siek en hartseer is. Ons bid vir u genesing en troos. Ons bid vir al die mense wat swaar kry en beproef word.
Ons vra dat U vir hulle elkeen uitkoms sal gee, op U tyd en op U manier. Gee vir die wat swak is, nuwe krag. Vergewe ons uit genade om Christus wil, al ons sondes. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing nou Psalm 149 vers 1 en 2. Laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Ons gaan nou eers uit die Here se woord lees. Ons luister na die Here se woord uit Genesis 1 vanaf vers 1 tot 19. Die teks vir vanaand se preek is vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra, met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf, om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur.
God het die twee groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers, en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 4de dag. Vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Geliefde broeders en susters en kinders in ons Here Jesus Christus, daar is seker nie 'n teks in die Bybel wat so bekend is soos Genesis 1 vers 1 nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dit is die heel eerste ding wat God wil hê ons moet weet. En wat hy dan ook aan ons bekend maak. En tog, om by die omvang van hierdie teks uit te kom, is nie so maklik nie. Om presies te wees, ons kan dit glad nie verstaan nie. Ons verstand is te klein om 'n begrip te vorm van wat dit beteken as vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En tog moet ons oor hierdie vers druk maak, omdat dit die almag van God vir ons uitspel. Die eerste werkwoord in die Bybel is skep. En die eerste handelende persoon in die Bybel is God. God het geskep. Dit sê vir ons, God was voor alle dinge al daar, van ewigheid af. Sien jy, die eerste reël in die Bybel wil vir ons sê, in die Heilige Skrif gaan dit oor God. Om dus die Bybel uit enige ander hoek as hierdie te probeer lees en verstaan, is om mis te tas. Is om dit verkeerd te interpreteer. Daar word in die Bybel baie oor mense gesê. Maar ons het geen deel aan die aktiwiteit van skep nie, want ons is self skepsels. Ons moet God se skepping bloot net bewerk en oppas. God het sy skepping aan ons toevertrou en dit aan ons onderwerp. Dat God alleen die skepper is, word in die Bybel met eksklusiewe terme onder woorde gebring. In Jesaja 43 staan, voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. En baie uitdruklik staan in Johannes 1 vers 1 en 3, 1 tot 3, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Alle skepingsinisiatief en alle skepingsaktiwiteit gaan van God af uit, sodat alle skepingsresultaat ook God se is. Maar wat het God alles geskep? Vers 1 stel dit kort en bondig. Die hemel en die aarde. Wat hier met hemel bedoel word nie van nader vir ons gesê nie. Die woord hemel het in die Bybel dan ook nie altyd dieselfde betekenis nie. Soms word daarmee bedoel die wolkehemel. Ander kere weer die terrein van die voëls. Dan weer die sterrehemel. Dit beteken ook die woonplek van God, of waar die engele bly. In Handelinge 17 staan, God het die wêreld met alles wat daarin is, gemaak. In die lig van bostaande kan ons sê, dat hier in Genesis 1 vers 1 met hemel en aarde bedoel word, dat God alles wat bestaan, geskep het.
in die res van Genesis 1 en 2 word nou uitgebrei oor hoe God die aarde geskep het. God het binne 'n sekere tyd, 6 dae, die skepping afgehandel. Die aarde wat onbewoonbaar en leeg was, het God mooi georden, sodat aan die einde van die 6de dag daarvan gesê kon word, dit was baie goed. Wat ons voor ons het, is 'n pragtige verskeidenheid. 'n Verskeidenheid van plante en diere en mense en volke. Daar is 'n eenheid en harmonie en balans en ekosisteme. Ja, God het alles perfek en volmaak geskep. Die dinge het nie ontwikkel tot wat dit vandag is nie, soos wat die evolusieleer vir ons wil sê nie. Dit neem nie die feit weg dat daar in die reeds bestaande skepping van God plek vir ontwikkeling en mutasies is nie. En tog het die mens met sy sonde so ver geval, dat sy sonde so ver uitgekring het, dat die balans en harmonie in die natuur versteur geraak het, en daar dorings en dussels uit voortkom. Ons het nou gesien, dit is God wat geskep het, hy het die hemel en die aarde geskep. Maar hoe het hy geskep? En dan is die antwoord, hy het deur sy woord geskep. Ons moet dit so verstaan. As 'n ma vir haar kind sou vra, dek asseblief vir my die tafel, dan dek die kind die tafel, met alles wat daarop hoort vir die ete. Op haar woord, op haar bevel, gebeur daar iets, kom daar reaksie. En net so, maar in veel kragtiger sin, gebeur daar op God se woord iets. Psalm 33 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel, al die hemelliggame. Of soos dit in die beruiming staan, die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar, lewenskragtig, hy roep net, en dit het geskied. Telkens in Genesis word vir ons gesê hoe God geskep het, naamlik, God het gesê, laat daar byvoorbeeld lig wees, en dan was dit so. Dit typeer God se skepingsaktiwiteit, hy skep deur sy woord. Johannes 1 vers 1 sê vir ons, Jesus Christus is hierdie woord. Christus is God wat mens geword het. Christus is die skepingsmiddelaar. God het deur Christus geskep. Maar daar word vir ons nog iets in die Bybel gesê oor hoe God geskep het. Hy het naamlik met wysheid geskep. In Spreuke 8 lees ons, ek, en met ek word hier die wysheid bedoel, en die eintlike wysheid in lewende gestalte is Jesus Christus. Ek was daar, toe hy die hemelgewelf opgerig het, toe hy die horison oor die see afgemerk het. Ek was daar, toe hy vir die see sy grens vasgestel het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. God het die heelal met wysheid geskep. Daarom is dit volmaak. Daarom is daar nie die geringste foutjie of mankement in nie, behalwe wat as gevolg van die sondeval daarin gekom het. Spreuke 3 sê vir ons, die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met insig. So in balans is alles in die skepping, dat die natuurwetenskaplikes bereken, dat as die swaartekrag van die aarde net 5% groter was, dan sou geen water van die aarde af verdamp het nie. En as die swaartekrag van die aarde slegs 5% kleiner was, dan sou alle water van die aarde af verdamp het
en dan sou die aarde een groot woestyn gewees het. So in fyn balans het God alles geskep. Maar daar is nog 'n verdere faset van hoe God geskep het, naamlik met krag. Ons lees daarvan in Jeremia 10. Dit is die Here wat met sy krag die aarde gemaak het. Ook in Romeine 1 word die skepingskrag van God en die skepping self bymekaar gebring. Daar staan, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Die krag van God is ewig. Dit is oneindig, dit is onbeperk. Sy krag is skepingsmagtig. Net hy het hierdie soort goddelike krag. Net hy het die vermoë om te skep. Dat God geskep het en hoe hy geskep het, is nie iets wat ons met ons verstand kan bykom nie. Dit is iets te groot vir ons om te verstaan. Dit is iets wat jy eenvoudig net glo. Jy neem God net op sy woord dat dit so is. Nou het ons nog nie stilgestaan by die heel eerste woorde in die Bybel nie. In die begin. Dit gee vir ons die datum van die skepping aan. Hier kom ons by die eerste tydsgrens in die verlede. En tog, voor hierdie in die begin, was God alreeds daar. Hy is van ewigheid af, tot ewigheid, daar. God is nie gebind aan hede, toekoms of verlede nie. Hy omspan die eeue. Hy is voor en bo alle tye. Hy is verhewe bo alles, en anders as alles wat bestaan. God bestaan nou op hierdie oomblik, en op enige oomblik in die verlede, en in die toekoms. Hy is nie binne die grense van tyd, by die opeenvolging van momente, vasgevang en ingeperk nie. Sy werke is van ewigheid af aan hom bekend. En toe kom God, en op 'n spesifieke tydstip, wat aan ons bekend staan as in die begin, en op daardie moment, bring hy die hemel en die aarde tot stand, wat voorheen nie daar was nie. Hy skep eenmalig en onherhaalbaar en uniek en volmaak. Dit het ons nou gebring by die werkwoord skep, waarna ons nog nie gekyk het nie. Die blote feit dat God in die begin geskep het, sê al klaar vir ons dat God uit geen substansie geskep het. Hy het uit niks geskep. En dit is presies wat die werkwoord skep beteken. Om iets heeltemal nuuts, wat voorheen nog nie bestaan het nie, te laat bestaan. God het geen bestaande materiaal gebruik om te skep nie, want daar was nie sodanige materiaal nie. Die werkwoord skep word in die Bybel dan ook net met God as onderwerp, met God as handelende persoon gebruik. Net God en niemand anders nie kan skep. Die mens kan net maak. Hy kan net God se bestaande skepping gebruik en omvorm. Hy kan uit ystererts, uit yster en motors maak. Maar hy kan nie uit niks iets nuuts begin nie. Net God kan dit doen. Romeine 4 leer ons, God maak dooies lewend, en dinge wat nie bestaan nie, bring hy tot stand. Ons het nou gesien, God skep in die begin, uit geen substansie. God skep met krag, hy skep met wysheid, hy skep deur net te sê, met sy woord bring hy alles tot stand. As jy nou al hierdie dinge saamvat,
dan spel dit met groot vet letters vir ons een ding baie duidelik uit. God is almagtig. Net so min as wat jy die skepingsgebeurtenis kan begryp. Net so min begryp ons wat dit beteken dat God almagtig is. 'n Paar syfers wys vir ons hoe groot God se skepping is. Miskien kan ons dan so effens 'n begrip vorm van hoe groot God is. Ons weet min of meer hoeveel 'n ton is. 10 sakke mielies in die ou taal, in die ou dae, of 20 sakkies kunsmis is 1 ton. Om 'n konsep te hê van hoeveel 1 miljoen ton is hulle 'n bietjie moeiliker. 'n tank water so groot soos 2 rugbyvelde en wat 100 meter hoog is, bevat 1 miljoen ton water. 30 ton vragmotors, 30.000 van hulle. As julle agter mekaar wil staan, is hulle 1000 kilometer lank. Hulle weeg saam 1 miljoen ton. Die aarde weeg 5 maal 10 tot die mag 21 ton. Dit is 5 met 21 nulle agterna. En die son is 330.000 keer swaarder as die aarde. Hierdie syfers is heeltemal te groot vir ons begrip om 'n konsep van te vorm. Die son is ongeveer 150 miljoen kilometer van die aarde af. Lig beweeg teen 300.000 kilometer per sekond. Dit neem 'n ligstraal 6 uur om van Pluto af tot by ons te kom. Dit neem 'n ligstraal 4,3 jaar om van die naaste ster af tot by ons te kom. En 'n ligjaar is so ver as wat lig in 1 jaar trek. Ons galaksie is 100 miljoen ligjare in deursnee. En daar is miljoene galaksies, waarvan ons galaksie die kleinste is. 'n Mens verstand gaan staan stil, as jy maar net hierdie paar syfers probeer verstaan. Al hierdie oneindige ruimtes en oneindige gewigte, het God uit geen substansie geskep. Jy kan nie anders as om van verwondering voor God se almag en grootheid te gaan stil staan nie. Psalm 62 sê dan ook vir ons, ja, my siel is stil tot God. Stil tot God. Ek wil ook vir ons iets probeer verduidelik in verband met energie. In verband met die krag waarmee God geskep het. Ons as mense is so onbeholpe by die hantering van energie, dat ons maar net ongeveer 10 tot 20% van die teoretiese energie wat daar in steenkool is, kan benut. Baie energie gaan eenvoudig verlore deur sulke dinge soos wrywing en hitte en onbruikbare gasse en beweging. Die belangrike saak wat ek met hierdie paar woorde oor energie vir ons wil uitbring is, ons kan nie eers die energie wat in steenkool en uraan is behoorlik herwin en benut nie. Dit is net nie binne ons vermoë nie, maar dink daaraan. God het alles geskep en hoeveel energie moes hy nie gebruik het om net maar die steenkool in ons land te skep nie. Hoeveel energie moes God nie gebruik om die aarde te skep nie. Hoeveel energie moes God nie gebruik het om die son te skep nie. En daar gaan 1,3 miljoen aardes in die son in. Die son is een groot bol kernenergie. Hoeveel energie moes God nie gebruik het om die melkwegstelsel te skep nie, wat 7000 keer groter is as ons sonnestelsel nie. En ons galaksie is maar een van miljoene galaksies in die heelal. En hy skep alles uit niks, uit geen substansie. Kan jy jou indink, hoeveel energie het God
Kan jy jou indink hoeveel krag het hy? Hoe groot sy vermoë is? Efesiërs 3 vers 20 sê vir ons, die krag wat in ons werk is magtig, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. As ons al hierdie dinge in oënskou neem, verstaan ons so 'n klein bietjie, maar ook net 'n baie klein bietjie, as ons enigstens verstaan, as ons sê, God is almagtig. Ons kan dit maar net soos klein kindertjies glo. As ons sê, hy kan doen wat hy wil. As ons saam met die digter van Psalm 147 bely, dat God se verstand is oneindig. Sy krag is onbeperk. Maar broeders en susters, ons het nog nie stilgestaan by een van die grootste wonders nie. En dit is dat in hierdie onmeetlike groot skepping van God kom hy. En hy skep ook so iets soos die mens. Hy maak jou en my as sy verteenwoordiger hier op aarde. En hy maak ons na sy beeld en gelykenis. Ons almal saam, leer die Bybel ons, is minder as niks. Ons is minder as 'n stoffie op 'n weegskaal. In sy onmeetlike groot skepping is ons kleiner as 'n stippeltjie. Maar juis vir ons stuur hy wat almagtig is, hy wat 'n oneindige hoeveelheid energie het, juis vir ons stuur hy sy enigste seun, Jesus Christus. Hierdie almagtige God kom woon onder ons in Christus. Nog meer, hy kom woon in ons. Op grond van Jesus se dood aan die kruis, was hy al ons sondes af. Hy sê vir jou wat hy uitverkies het, jy is my kind. Ek is jou vader. Ek het jou lief. Jy is myne. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Maar hy skep ook deur sy Heilige Gees vir my 'n nuwe hart. Hy herskep my. Hy maak van my 'n nuwe mens. Hy wek lewe in my dooie, sondige hart. In die Dordtse leerreëls bely ons dat die wedergeboorte in sy krag nie minder of geringer is as die skepping of die opwekking van die dooies nie. Wat daar staan is dit: toe God jou en my tot geloof in hom gebring het, tot bekering in hom gebring het, toe hy jou en my wedergebore gemaak het, van ons nuwe mense gemaak het, toe het hy 'n wonderwerk in ons gedoen, wat so groot is soos die skepping self. Hierdie groote God kom, en hy maak deur 'n almagsdaad van my sy kind. En hy is volkome by magte om op die laaste dag my te laat opstaan uit die dood. En nou, broeders en susters, verstaan ons waarom ons elke Sondag bely. Ek glo. Let wel, daar staan nie ek verstaan nie. Nee, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Kom ons loof en eer hom daarvoor. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons eer U as God, as die Almagtige. En ons dank U, Here, dat U na elkeen van ons omsien, dat U vir elkeen van ons sorg, baie beter as wat 'n aardse pa vir sy kinders sorg. En dank U, Here, dat
U weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit self weet, of daarvoor bid. En U sorg so vir ons, dat ons ons oor niks hoef te bekommer nie. U is almagtig, U is oneindig groot in U wese, maar ook oneindig groot in U liefde en almag en trou en U versorging oor ons. Om Christus wil. Amen. Ons slotsang is Psalm 19 vers 1 en 2. Hoe goddelik en skoon en wonderbaar die toon wat deur die skepping gaan. Geen volk so onbegaaf, geen oor so onbeskaaf, wat nie die taal verstaan. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met ons almal. Amen.